Goeiemôre, baie welkom by dag 1 van ons Desember uitdaging. Ek is opgewonde om saam met julle te groei en te leer wat die Here vir ons wil sê uit die vrouens in die Bybel. Kom ons sit so en dan sluit ons vanaand ons oë. Here Jesus, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die genade, dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde. Here Jesus, ek kom bid en vra dat U vandag ons regtig sal kom lei en sal kom leer en sal kom wys, Here. Dit wat U uit die skrif en uit die woord uit vir ons wil kom leer. Here, maak ons ontvanklik, kom maak ons ore oop om U stem te kan hoor. Here Jesus, kom stort die vrede en die rustigheid oor ons harte uit. En help ons, Here Jesus, om U te kan raak sien in die natuur en in mense om ons. Here, kom vat hierdie woord en kom breek dit vandag oop, Here, sodat dit wat ek sê, Here, dat dit uit U hart uitkom, dat dit nie menslik en vleeslik sal wees nie, Here, maar dit direk van die Heilige Gees af sal kom. Bid dit als in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, julle, so natuurlik begin ons vandag met Eva. So, daar is soveel grappies oor Eva. So die oomblik toe ek geweet het ek begin met Eva, was ek vir 'n oomblik so op angstig, want toe dink ek, "Sjoe, wat gaan ek eintlik sê oor Eva?" En sonder om grappies te maak, sonder om grappies na te lees. Maar die Here was so getrou en die woord wat hy vir my oor Eva kom gee het vir julle vir vandag, is dat Eva verward was en sy was verlei. En maar die Here kom en hy kom herstel. So daar is 'n Eva in elkeen van ons, of dit nou 'n man is of 'n vrou is, ons almal word verlei deur die vyand. Hy kom met leuns en hy kom maak ons verward. Dit is uit en uit wat sy oogpunt is met ons as kinders van die Here. Nou, in die tuin van Eden was daar 'n slang gewees. Een slang wat verleiding gebring het. Maar in vandag se lewe dink ek die slang is eintlik maar Wi-Fi, nê. Dit is Facebook, dit is YouTube, dit is Instagram. Daar's soveel mense wat TikTok video's kyk. Daar's soveel goeters, WhatsApp statusse, alles wat verleiding bring en verwarring bring. So ek dink amper dis ons hedendaagse slang vandag. Nou kom ons kyk gou-gou vinnig na Eva. Eva se naam het 2 betekenis. Die eerste ene beteken Isha, wat beteken uit die man geneem. So ons weet, die Here het gesê dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en hy het 'n ribbebeen gevat van Adam en hy het Eva daaruit gevorm en lewe ingeblaas. Die tweede naam van Eva kom in en dit beteken lewe. En dit is die oomblik na die sondeval waar sy die moeder van die nasies geword het. So tog is daar 'n belofte in haar naam ten spyte van die feit dat sy ongehoorsaam was, ten spyte van die feit dat sy verlei was. Nou julle, die Satan hoef regtig nie eers 'n slang te wees nie. Hy kom so met ons gedagtes. Hy kom en hy kom fluister 'n gedagte, net soos wat hy met Eva gedoen het. As ons aan Eva dink, hy het nie gekom in die boom geruk en gepluk en gesê, "Kyk, hierdie vrugte nie." Hy het baie subtiel gekom. Hy het baie subtiele vrae gevra. En dit is presies elke dag wat met ons gebeur. Hy kom met 'n gedagte, baie subtiel. En ons kan kies of ons dan toegee aan daai gedagte, soos wat Eva toegegee het. Gedagtes wat ons in verwarring bring, wat die waarheid kom toesmeer, dat dit liggies toegemaak word met 'n leuen. Daai groot leuen word net so saggies gesmeer in die waarheid. Nou, ek het hierso vir julle die eerste vraag wat die duiwel gevra het God dit dan werklik gesê? Hy het nie eers gekom en gesê, ja, nee, die Here jok vir julle, daai boom, daai vrugte gaan niks aan julle doen nie. Hy bring 'n vraag subtiel. Net soos hy met ons baie keer 'n subtiele vraag bring. So vrae soos, is jou man regtig lief vir jou? Is jou kinders regtig 'n geskenk van God? Is jy regtig op die plek waar jy moet wees by die werk? Is hierdie ding, kyk hoe mooi aanloklik lyk dit. Is hierdie kar nie dalk wat jy nodig het nie? Is hierdie, as jy in die inkopiesentrum loop, is hierdie rok nie dalk wat jy nodig het nie? En sien julle hoe dit maklik inkom deur sosiale media ook? Ons sien 'n leefstyl en ons sien ander mense se leefstyle. En wanneer ons daarna kyk, dan kom die vyand en hy kom plaas begeertes in ons hart. Soos wat hy gekom het, en hy het in Eva se hart saadjies kom plant deur haar gedagtes, van
wil jy nie dalk verstaan en dieper weet en kan dink soos wat God dink nie. So hy kom met al hierdie gedagtepatrone wat begeerte skep, wat ons verlei, wat vir Eva verlei het. Hy begin met 'n klein twyfel, nie met 'n oorlog nie, dis net 'n fluistering. Hy kom fluister, saggies, baie subtiel. Hy het ook nie vir Eva gesê, "Wow, kyk hierdie vrug is 'n hoë proteïen vrug en hier is wonderlike eienskappe in hom wat jou liggaam kan voed nie." Nee, hy kom met 'n manier wat hy sê, jy gaan slimmer wees. Jy gaan 'n glow-up wees. Jy gaan meer verstand hê. Dis 'n upgrade wat jy gaan kry. So sien julle hoe dit met ons ook is. Hy kom vertel vir ons dat ons 'n upgrade gaan kry. So, hy doen dit nog steeds met ons dames, nee, hy verkoop illusies. Nou, hy verlei ons, en ek het hier 'n paar punte neergeskryf. Hy verlei ons deur eerstens twyfel te plant. Is God regtig goed? Het hy jou vergeet? So dis die eerste saadjie is twyfel. Die tweede een is so konstant. Hy val jou identiteit aan. Jy is nie goed genoeg nie. Daar is iets fout by jou. Die derde een is jou vergelyking te saai. So dis absoluut. Sien julle hoe jy twyfel eers, nou kom hy na jou identiteit toe. Jy is nie goed genoeg nie. Nou begin jy jou te vergelyk met ander. Kyk hoe lyk sy. Kyk hoe leef hulle. Kyk hoe ver is hulle. Die vierde ene is om jou skaamte te versterk. So nou het jy geval, nee. So hy sê, o nee, jy kan nie bid nie. Jy het mos geval. Jy wil nie God se stem hoor nie. Die vyfde een is om verkeerde begeertes mooi te laat lyk. Hy sê vir jou, sê net ja, niemand sal weet nie. Jy het mos ook 'n bietjie geluk nodig. Die sesde een is hy gebruik jou pyn teen jou. Niemand sien jou raak nie. Niemand het jou lief nie. Jy is altyd laaste. Hulle nooi altyd ander, hulle nooi nie vir jou nie. En dan die sewende een, waarmee hy kom met verleiding, is die valse interpretasie van God se woord. Hy sê, moenie glo nie. Hy sê, glo maar net 'n ander weergawe. So wat ek jou wil vra is, watter leuns vertel hy vir jou? Wat se verleiding gebruik hy met jou gedagtes? Net soos met Eva. Met Eva was dit om meer kennis te kry. Hy het 'n gedagte geplant. Ek sien baie keer die prentjie en ek dink nie eers die slang het hier van vooraf met hom kom praat nie. Ek sien al die prentjie waar hy van agteraf in 'n stem gekom het. Baie soet, baie saggies, baie subtiel. En ek dink eers hy het net een keer gekom nie. Ek dink hy het so bietjie met haar kom praat en bietjie kom verlei. En nou ons sal nou baie grappies hoor, ja, maar Eva het geval en die man het toe nou vir Eva geluister en mans oppas, moenie luister vir die vrou nie, maar ek dink dit is presies wat gebeur met ons. Wanneer jy toegee aan verleiding, dan wil jy nie alleen wees nie. Ek sal soveel keer saam sien dat iemand wat vasgevang raak in sonde, probeer almal saamtrek om hulle in daai sonde in. Want die oomblik wanneer jy in daai sonde is, wil jy nie alleen wees nie, want jy voel geïsoleer eintlik. Jou hart voel koud, jou hart voel bang. So hoe voel jy nie bang nie? Om anders saam te trek. Want nou voel ek, ek het my mense, ek het my groep om my, ek is nie alleen nie, dit is nie so erg nie. So dit is presies wat gebeur, soos dat Eva daarso vir Adam ingetrek het. Nou julle, hy vertel vir jou leuns ook. Hy kom met leuns, en ek het hierso 'n mandjie. Nou ons gedagtes werk soos 'n mandjie. En die vyand en God kom en hy kom sit hierso ietsie in. Daar's net twee goed wat in die mandjie ingesit kan word. Dit is of 'n leuen, so die vyand kom in jou gedagtes en hy kom met 'n leuen en as jy dit vat, sit hy binne-in. So, en die Here kom met waarheid. Lees sy skrif, want as jy nie sy woord lees, jy gaan jy nie die waarheid ken nie. En hy kom sit dit in. So jy moet kies, wat word in hierdie mandjie, wat jou gedagtes is, wat word ingesit? Nou kom ons kyk gaan na 'n paar leuns. Die eerste leuen, God is kwaad vir jou. Dit is 'n leuen wat hy konstant vir jou kom vertel. Nou wat is die waarheid? God roep jou. In Genesis 3 vers 9 is dit so mooi. God roep vir Eva en hy roep vir Adam en hy sê, waar is jy? Hy weet waar hulle is, maar hy roep hulle uit. Hy sê kwaad nie, hy roep, hy sê kom, ons julle, al kruip hulle weg,
Al het hulle gesondig, is hy nie kwaad nie. Ja, daar kom straf. Ek dink baie keer aan my eie kinders, wanneer hulle ongehoorsaam was, moet daar straf kom, sodat hulle kan leer en kan groei. Dit kom nie uit woede uit, wanneer ek hulle straf nie. Dit kom sodat daai patroon moet verander. Die tweede leen, jy is alleen, jy moet dit alleen doen. Maar Hebreërs 13 vers 5 sê ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. Jy is nie alleen nie, God is by jou. So sien julle, daar's al klaar 2 leens. Die derde leen, jy is nie waardevol nie, jy beteken niks. Maar Jesaja 49 vers 16 is die waarheid wat inkom en jy kan kies om die waarheid te vat. En dit sê jy het, ek het jou in die palm van my hand, het ek jou naam graveer. Dis die waarheid. As God dit sê, dan is jy mos waardevol. Leen 4, jy is 'n fout. Jy is nie 'n fout nie. Die Here het jou beplan voor die grondlegging van die aarde. So daai leen kom maklik in, wat sê ek moes nie eintlik hier gewees het nie. My lewe het nie sin nie, my lewe het nie doel nie. Maar Romeine 8 vers 1 sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Leen 5, jou verhaal is klaar te laat. Maar Openbaring 21 vers 5 sê, God maak alles net. Leen 6, jy kan nie verander nie. Maar God sê, in 2 Korintiërs 3 vers 17, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So jy kan verander, ongeag hoe ver jy geval het. Jy kan steeds verander. Leen 7, jy is alleen in jou stryd. Matteus 1 vers 23 is die waarheid, en hy sê, hy is Immanuel, God met ons. Hy is by jou, jy is nie alleen nie. Nou julle, as jy Genesis 3 vers 7 tot 8 gaan lees, dan gaan jy sien die gevolge van die sondeval, die gevolge van die feit dat Eva verwar was. So nadat Adam en Eva geval het, het hulle self verkeerd begin sien. Ewe skielik het hulle skaam gevoel. Hulle het hulle self nooit gesien soos wat hulle werklik was nie. Maar die oomblik toe hulle sonde doen, toe val daai skille van hulle oë af en hulle sien wie hulle werklik is en hulle voel skaam en hulle probeer wegkruip. Hulle vergeet wie God is. Hulle vergeet dat God Immanuel is, die een wat sê ek is by jou. En dis presies hoe verwarring werk. Jy hoor nie meer duidelik nie. Jy glo nie meer maklik nie. En jy sien jouself nie meer soos God jou sien nie. En dan baie belangrik, en ek wil hê julle moet hierdie stuk mooi hoor, verleiding lei tot verwarring. So die oomblik, wanneer jy toegee tot verleiding, word jy verward. Jy glo nie meer duidelik wat die woord sê nie. Jy begin allerhande teorieë en ideoloë glo. Jy begin glo wat die wêreld sê. Die wêreld se stemme te glo. Jy sien jouself nie meer soos God jou sien nie. So ewe skielik sien jy jouself of as high and mighty, jy sit jouself op die troon, of jy maak jouself klein. Verleiding lei na verwarring, en dan verwarring lei na isolasie. So wat doen ons? Ons isoleer ons van kinders van die Here af. Ons raak een kant, ons trek terug, ons wil nie meer tussen ander kinders van die Here wees nie. Want ons voel veroordeeld. Nie omdat hulle ons veroordeel nie, omdat ons eie gedagtepatrone, ons eie hart ons veroordeel. Ons leuns wat ons geglo het, veroordeel ons. Want God is nie die een wat veroordeel nie, hy is die een wat vrymaak. En wanneer jy in Christus is daar vir jou geen veroordeling nie, daar is vryheid. Jy kan kom en sê, Here, ek het fouteer, ek vra om verskoning, kom verander my hart. Ek wil wegdraai van hierdie gedagtepatrone af. En dan isolasie lei na seer. Die oomblik as ons isoleer, dan kry ons ewe skielik seer, dan is ons kwaad vir almal, ons voel almal is teen ons. Ons sien dinge ewe skielik anders. Ons sien die gemeente en die liggaam van Christus ewe skielik as mense wat seer maak. Ons sien verkeerd. Maar God kom en hy is die God van herstel. In Genesis 3 vers 9 lees ons hoe hy herstel bring, vers 15 en 21 ook. Selfs toe hulle weggekruip het, kom God nader en hy sê, waar is jy? Nie omdat hy nie weet nie, omdat hy wil hê, hulle moet weet, hy is daar en hy sien hulle raak. En God bied eerste evangelie aan. Hy sê, ek gaan nou die slang straf. Ek gaan julle nou uit die tuin uitsit, maar hierso is wat gaan gebeur om verlossing te kry. Dit is nou wat julle gaan doen.
En God bedek hulle, en dis maar die mooiste, dat hulle is daar in hulle skaamte, hulle besef hulle is kaal, hulle is ontbloot. Dan kom God en hy gee vir hulle vyeblare en hy gee vir hulle die klere om hulle toe te maak. En net so kom hy met ons, en hy kom maak ons toe met sy bloed. So, net om weer te recap, wat leer ons van Eva? Ons leer dat as gevolg van die feit dat sy verkeerde gedagtes in haar mandjie toegelaat het, omdat sy leuns toegelaat het haar verwarring ingekom. Maar God het identiteit teruggegee. Die duiwel bring vir Eva leuns en hy bring vir ons leuns, maar God bring die waarheid. Die duiwel bring vir Eva en vir my en jou skaamte, maar God bring bedekking. Die duiwel bring vir jou en vir Eva en vir my vernietiging, maar God bring herstel. Eva se verhaal gaan nie oor verlore gaan nie. Eva se verhaal gaan oor redding en oor herstel. So ten spyte van die feit dat Eva toegegee het aan leuns, aan verwarring en aan verleiding en isolasie, is God die een wat kom en sê, waar is jy? En hy sê vandag vir jou, waar is jy? Ek is die een wat herstel bring. Ek is die een wat jou roep. Ek is die een wat vir jou 'n nuwe kans wil gee. Kom glo my waarheid. Kom maak my waarheid vas aan jou. Jou gedagtes is vol slange wat fluister. Ek hoor elke dag daai fluisterings. Konstant word ek aangeval in hierdie mandjie. Aangeval met hierdie leuns. Konstant kom dit. Dis oral om 'n mens. Party daar meer as ander. Dit hang af waaraan ek ook myself blootstel. Waarna ek kyk, waarna ek luister. Wat ek my tyd mee vul. Want dan raak die leuns meer, maar hoe meer ek my tyd vul met dinge wat waarheid inhou, met die woord van God, deur waarheid te luister, met mense te omring wat waarheid bring, hoe beter is die fluisterings en die influisterings. Maar ons word gekonfronteer met daai slange. Ons is nie vrywaar daarvan nie. Maak jy net seker dat God se stem sterker is. Want dit is wat Eva moes doen. Eva moes sy stem, wat elke dag saam met hulle gewandel het, sterker geag het, as belangriker geag het en die waarheid geken het. God sê, ek het jou gevorm, ek ken jou, ek sien jou, ek roep jou, ek het 'n plan met jou en ek maak jou net. Mag jy vandag daai waarheid ken, om te weet dat hy die een is wat nuut maak, hy die een is wat jou roep. En mag jy uit Eva se verhaal uit leer, om te kan nee sê vir daai verleiding. Mag jy in Desember maand vir jou maand wees waarin jy konstant herinner word aan Eva. En regtig gaan dieper inkyk na daai stemme van verleiding en gaan neerskryf. En in jou joernaal gaan neerskryf by vandag se stuk, gaan skryf neer, wat se stemme van verleiding het ek aan toegegee? Waar het ek my begin isoleer? Waar is ek verward? Waar glo ek nie die suiwer woord van God nie? Waar het daai leuns begin insluip? Mag die Here julle seën. Tot môre, wanneer ons weer verder gesels oor die volgende Bybelvrou. Onthou om dan ook tot Flowering Almond se YouTube kanaal te subscribe